Ek wonder of mense, of ek en jy al mooi nagedink het, oor hoe word ek 'n dienaar, 'n diensknegt van Jesus Christus? Wel, dit is toe nie noodwendig om ergens aan te meld nie, wat baie Christene ongelukkig nie besef nie, of verkies om te ignoreer, is 'n baie belangrike waarheid, 'n feit, as jy wil. Die waarheid is, jou wedergeboorte maak van jou een van Jesus se dienaars. Ons moet dit mooi verstaan. Wat beteken dit om 'n dienaar te wees van Jesus Christus? Heel eerste moet ons hoor dat hy self in Johannes 15 vers 15 verklaar het dat ons, sy dienaars, sy vriende is, nie onderdane nie. Wat ons ook moet uitklaar, is dat ons ook nie volgelinge van Jesus is nie. Ek sê dit want die woord volgeling se moderne betekenis beteken iets soos om mense of celebrities op sosiale media te volg. Sulke mense het baie followers. Dit beteken net jy sê ek hou van jou en ek wens ek kon hê wat jy het, maar net op 'n afstand. Ons is ook nie geroep om Jesus bloot te bewonder nie, maar om gehoorsaam aan hom te wees en 'n dienaar te wees, diensbaar te wees. Soos Paulus, hy skryf in Efesiërs 3, hy is 'n dienaar gemaak van die evangelie deur die gawe van God se genade. Hy begin eers deur te sê dat hy 'n gevangene vir Jesus is en dat die taak van die bediening van God se genade teenoor die heidene aan hom toevertrou is. 'n Taak is aan hom toevertrou. Hy skryf ook op talle ander plekke daaroor dat hy 'n dienaar of 'n diensknegt en selfs letterlik 'n slaaf van Christus is. In 1 Korintiërs 3 vers 5 skryf hy byvoorbeeld: Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Daar kom die kruks van die saak duidelik na vore. 'n Dienaar is 'n lid van die liggaam van Jesus Christus, 'n lid van sy huisgesin, wat in die Here se diens is. En Paulus beklemtoon dit in Efesiërs 3. Hy is 'n dienaar nie deur meriete nie, beslis nie as gevolg van sy CV nie, maar net uit genade. Hy gaan verder en noem homself die geringste van al die heiliges. Dit is nie vals nederigheid nie, dit is helder selfkennis. En tog, juis hy kry die taak om die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. In die boodskap lees vers 8 so: Van al die Christene is ek die minste werd. Nogtans het God besluit om hierdie voorreg aan my te gee, en dit was onverdiend, glo my. Jy het dit al meer as eenmal gehoor. God kies nie die gekwalifiseerdes nie. Hy kwalifiseer die wie hy roep. Hy rus ons toe. Dit beteken jou gevoel van ontoereikendheid diskwalifiseer jou nooit nie. Inteendeel, dit hou jou afhanklik, nederig en dankbaar. Die Bybel is vol voorbeelde, jongste seuns, stotterende leiers, mense met 'n gebroke en selfs duister verlede. God werk deur onwaarskynlike instrumente. Hoekom? Sodat die eer syne sal bly. Ons rol mag klein lyk, maar in God se ekonomie bestaan daar nie onbelangrike gehoorsaamheid nie. Elke gawe, elke diens, elke daad van liefde tel. Die Gees deel uit soos hy wil. Ons verantwoordelikheid is eenvoudig. Wees altyd beskikbaar en wees diensbaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U deur U Gees by ons wedergeboorte ons U broers en susters gemaak het, U vriende gemaak het, lede van U liggaam en U huisgesin gemaak het, maar ons ook U dienaars gemaak het. Help my om ook vandag beskikbaar en diensbaar te wees. Amen.